Dit is vandag maandag 4 Mei. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pasen. Ons lees saam uit 1 Petrus 2 vers 11 tot 17. Ons lees uit die 83 vertaling. Ek steek vir ons 'n kers aan. Die opgestane Christus is by ons. Moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk se dors te les. Amen. Ek nooi jou om die teks te ontvang, laat dit vir 'n oomblik op jou hart lê. Miskien is daar 'n woord of 'n frase of 'n versinsnede wat by jou vassteek. Hou dit 'n bietjie stywer vas. Ek begin met vers 16. Julle is vry. Julle is vry. Maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Gebruik dit om goed te doen. Vers 11. Geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser is as hoogste gesag, of die goewerneurs as hy gevolmagtigdes wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan al die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry. Julle is vry. Gebruik dit om God te dien. Gebruik dit om goed te doen. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Mense se default in uitdagende omstandighede is of om op te gee of om in te gee. Petrus se aanmoediging is om in sulke tye, en dit is wat ons verlede maandag na geluister het, net die vorige perikoop, is om in sulke tye die smaak van God se goedheid in jou mond te hou en self goed te wees. As jy mooi geluister het in hierdie perikoop, dan het dit 'n paar keer
nie minder nie as 3 keer opgekom, julle moet goed doen in plaas van kwaad. Wanneer ons opgee, word ons slagoffers van ons omstandighede. En wanneer ons ingee, konformeer ons, gaan ons met die stroom en verwoes ons lewens in Petrus se woorde. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net dit op jou hart laat lê. Wat doen jy, wat doen ons in uitdagende omstandighede, ons default om of op te gee of in te gee? 'n week gelede, verlede maandag was Vryheidsdag. Ek het nogal baie die week daaroor gedink. Dinsdag lees ek 'n artikel raak van Thabang Mokuba. Hy is 'n beampte by die Sentrum vir Globale Verandering by die Universiteit van Vrystaat. En hy begin sy artikel en sê, na meer as 30 jaar van vryheid moet ons vra, is dit hoe bevryding veronderstel was om te lyk? Vir die generasie van vrygeborenes, diegene wat nooit apartheid beleef het nie, word vryheid nie meer deur wettige segregasie gedefinieer nie, maar deur die daaglikse werklikhede van ongelykheid, werkloosheid, mislukte openbare dienslewering. Skryf hy oor korrupsie, hy skryf oor strukturele geweld, maar hy maak hierdie een opmerking. Vryheid moet meer wees as 'n konstitusionele ideaal. Dit moet 'n geleefde werklikheid wees. Dit moet 'n geleefde werklikheid wees. As Petrus sê, die smaak van God se goedheid moet ons in ons mond hou, dan is dit wat ons op 'n manier help, die kapasiteit in ons skep om goed te gaan wees. Hou dit vir 'n oomblik in jou hart. Petrus eindig en dan sê hy hoe vryheid lyk. Dis as ons alle mense respekteer, medegelowiges lief hê, God vrees, die keiser eer. In ander woorde, as ons goeie burgers is, dan kan ons waarlik vry wees. Ontvang hierdie gedig
vryheid. Soms wil ek opgee, my wonde lek en slagoffer speel. Soms wil ek net ingee, meedoen aan al wat donker is om weerstand te vermy. Maar die smaak van goedheid, vol rond in my mond, laat my herbesin en opdaag met erbarming. Liefde en respek vir myself en my naaste maak my vry.